Ons is as 'n samelewing eintlik geneig tot verdeeldheid. En mens sien dit van kleintyd af al, dat maatjies maak verskillende groepies. En daar's van baie jongs af die kompetisie tussen seentjies en dogtertjies. En in dit alles is daar die hele tyd hierdie iets wat vir ons sê, maar ons moet ons eie groep beskerm en verdedig. En ons moet net veilig wees. Deurdat ons eintlik so half 'n laar trek rondom onsself. En dit is baie natuurlik. Ons is in ons natuur is ons aangetrokke tot die veilige en skrikkerig vir die onbekende. Dit is hoe die mensdom vir duisende jare oorleef het, is deur bang te wees, skiet te wees. En dit is vir ons moeilik om uit dit uit te breek. Ons hele sosiale samestelling gaan eintlik maar nog steeds rondom dit wat bekend is, dit wat veilig is, die mense wat saamstem met jou, wat dink soos jy, wat lyk soos jy, wat optree soos jy, dis ons veilige ruimte. En as ons in ons geloof kom, is dit baie maklik om dieselfde te doen. Nou, ons is gelukkig nie meer in die era waar die groot kerkoorlog, as mens dit so wil doen, aan die gang was, waar, jy weet, mense stoere ondersteuners was van hulle kerk nie, maar ons nog steeds elemente daarvan. Daar is nog steeds skrikkerigheid vir ander kerke, mense wat anders dink, anders aanbid as ons, en tot 'n mate is dit seker goed. Ons moet met versigtigheid kyk na ons medegelowiges, en op presies dieselfde manier moet julle met versigtigheid luister na my. Ek wat Micha is deur die Here geroep om hier te wees, maar ek is nog steeds net mens. So, julle moet wat ek sê, toets aan die woord, en seker maak dat dit getrou is. En op dieselfde manier, enigiemand wat julle op YouTube na kyk, enigiemand wat julle op TV of op die radio na luister, toets dit, en gaan maak seker dat dit getrou is aan die woord. Maar daai versigtigheid moet ons pas op dat dit nie op die ou ende 'n muur word nie. Iets wat ons van die staanspoor af sê, omdat iemand iets anders doen as ek, of anders aanbid as ek, of anders preek as ek, gaan ek nie met hulle saamwerk, of saamloop nie. Dan is ons besig met ons menslike natuur, maar nie die goddelike natuur nie. Want sien, God het self aan die grense kom oorsteek, toe hy aarde toe gekom het, om tussen ons te kom wees, om te kom mens word, juist sodat hy die verhouding kan herstel. Ons is geroep om hom te volg. Ons is geroep om te doen wat Jesus gedoen het, en op te tree soos wat hy opgetree het. En dit beteken vir ons moet baie keer ten spyte van ons vrese werk, nie as gevolg van nie. In Markus 9 lees ons hierdie verhaal van Jesus wat saam met sy disippels is, en dit volg eintlik op wat laasweek gebeur het, hierdie gesprek wat die disippels onder mekaar gehad het van wie die belangrikste is, en Jesus wat dan op die ouende kind vat en sê, julle moet soos 'n kind word, as julle die belangrikste wil wees. Dan lees ons verder, Markus 9 van vers 38 af. Johannes het toe vir hom gesê, Here, ons het iemand gesien wat in u naam bose geeste uitdryf. Ons het hom probeer keer, omdat hy ons nie volg nie. Moet hom nie keer nie, sê Jesus. Want daar is niemand wat 'n kragtige daad in my naam sal doen, en net daarna minagtend van my sal kan praat nie. Wie nie teen ons is nie, is vir ons. Elkeen wat vir julle 'n beker water te drink sal gee, omdat julle aan Christus behoort, hy sal beslis die beloning daarvoor kry. Dit verseker ek julle. Elkeen wat een van hierdie kleintjies
wat in my glo, van my afvallig laat word, vir hom is dit baie beter as 'n groot meelsteen aan sy nek vasgemaak en hy in die see gegooi word. As jou hand jou van my afvallig laat word, kap hom af. Dis beter dat jy vermink in die lewe ingaan, as dat jy met al twee jou hande het en na die hel toe gaan, in die onblusbare vuur. En as jou voet jou van my afvallig laat word, kap hom af. Dis beter dat jy krepeel die lewe ingaan, as dat jy al twee jou voete het en in die hel gegooi word. En as jou oog jou van my afvallig laat word, blik hom uit. Dis beter dat jy met een oog die koninkryk van God ingaan, as dat jy al twee oë het en in die hel gegooi word. Daar gaan die wurm nie dood nie, en word die vuur nie geblus nie. Almal sal met die vuur van beproewing gelouter word. Sout is goed, maar as sout sy krag verloor het, waarmee sal die mens dit weer sout maak? Julle moet werklik sout wees, en in vrede met mekaar lewe. So Jesus sit en gesels met sy disippels, met Johannes, en die ander sal waarskynlik ook al gewees het, en hulle vra vir hom oor hierdie ander mense, wat in sy naam goeie dade doen. Want in hulle kop is dit, ons is of saam met Jesus en ander mense, dis natuurlik nie net die disippels nie, ander mense volg hulle of direk, of hulle is besig met iets heeltemal anders. En Jesus kom help hulle reg en sê, nee, hulle is besig met dieselfde koninkryk as ons. En selfs vir die kleinste daad, selfs net vir 'n beker water, sal die Vader hulle beloon. Op dieselfde manier vir ons. Enige iets wat ons in Jesus se naam doen tot sy eer, sal die Vader beloon. En dieselfde geld vir ander gelowiges. Dieselfde geld vir ander kerke, dieselfde geld vir mense wat verskil van ons. So, ons eerste belangrikste vraag wat ons moet vra is ons besig met die koninkryk? En is die mense om ons besig met dieselfde koninkryk? Is ons in wat ons doen en in wat ons sê en in hoe ons optree besig om Jesus groter te maak? En saam met dit, is die ander mense wat dalk anders lyk, anders praat, anders aanbid as ons, is hulle besig met dieselfde koninkryk? As ons eerstens nie self in onsself sien dat ons besig is met die koninkryk nie, dan moet ons sê, okay. Ek was bang dit gaan gebeur en die TV het dit al in die verlede gedoen. Kom ons kyk gou of ons hom kan terugkry. So terwyl ek hier so aangaan, weer eens die vraag, is ons besig met die koninkryk? As ons in onsself iets vind wat nie in ooreenstemming is met wat Jesus geleer het nie, dan moet ons nie probeer om by ander mense die foute begin soek nie. Dan moet ons eers aan onsself werk. En Jesus maak dit eintlik baie duidelik met die beeld wat hy gebruik om te sê, jy kan eerder 'n hand of 'n voet of 'n oog heeltemal verloor, as dat hy jou in die moeilikheid kry. En natuurlik as ons daai metafoor deurtrek na die res van ons lewe toe, dis beter dat jy nie 'n TV het nie, as dat jy 'n TV het, maar nie die koninkryk uitbou nie. Dis beter dat die Here jou kar wegvat, as dat jy 'n kar het, maar jy gebruik hom vir verkeerde goed. Dis beter dat jy met niemand praat nie, as dat jy iets sê wat die koninkryk afbreek. En Jesus praat spesifiek van die kleintjies wat in hom glo. Nou mens kan dit verstaan as kinders, want Jesus het net 'n paar verse voor dit 'n kind gebruik om te sê, julle moet so wees, maar mens kan dit ook sien as die wat jonk is in hulle geloof. So, ons het die deurlopende verantwoordelikheid om te begin by onsself en te vra,
om deurlopend te vra, is ek besig met die koninkryk of nie? En as ons nie is nie, dan moet ons dalk vra, maar is ons nie besig om die punt te mis nie? Ons gaan net nog Psalm 19 ook lees, dan kom ek sit maar daar af. So, wat maak dit van ons? Dit maak van ons die lig en die sout. Ons is die plek waar mense die koninkryk gaan sien en proe. En eers wanneer ons seker is, ons is in lyn met die koninkryk, nie perfek nie, maar ten minste in lyn, dan kan ons vra, okay, maar die mense wat saam met ons stap, is hulle ook in lyn met hierdie selfde koninkryk. Mense wat hulle self Christene noem, is hulle saam met ons besig met die koninkryk of nie? So, ek sou vir julle nou 'n prentjie gewys het van 'n baie ou rekenaarspeletjie met die naam The Sims, wat gaan oor mense, karaktertjies wat met mekaar kan gesels en verhouding bou en ook al, en een van die eenvoudigste goed wat die karakters kan doen is om met mekaar te praat. En wanneer hulle praat, dan praat hulle oor hulle belangstellings, maar die uiteinde is oor 'n lang tyd altyd positief. Hulle gaan altyd meer van mekaar hou nadat hulle gesels het. Hoekom is dit so? Want die skrywers van hierdie rekenaarspeletjie het dit so geskryf. Op presies dieselfde manier het God eintlik vir ons ook geraad. Sodat wanneer ons genoeg tyd spandeer saam met iemand wat in dieselfde gees is as ons, dan kan ons baie lank gesels en mettertyd gaan ons nader kom aan mekaar. Ja, dit gaan nie almal gaan die liefde van jou lewe word nie, nie almal gaan jou beste maatjie word nie, dis nie wat die bedoeling is nie, maar ons gaan nader aan mekaar groei. Want ons gaan leer om verby ons verskille te kyk en die mens raak te sien. En hoekom is dit? Want ons Skepper het dit so bedoel. Sy hart was van die begin af dat ons in ooreenstemming moet wees. Nie oor alles saamstem nie eenvormig wees nie, maar in eenheid. En die grootste van hierdie goed is eerstens die kruis. Almal wat glo, van alle kulture, van alle heenkomers, almal van ons wat glo, is saamgebind deur die kruis. Ons almal het genade nodig. Ons almal het gesondig. Ons almal is gered deur wat Jesus gedoen het. En in die tweede plek is ons saamgebind deur die woord. Nou hierso raak dit moeilik, want ek weet mense interpreteer die woord verskillend. Maar daar's 'n kern evangelie waarby ons nie verskil nie. Die kern evangelie wat sê God is van die begin af daar, Vader, Seun en Heilige Gees. God is die skepper van hemel en aarde. God is die een wat vir mense lewe gegee het. God is die versoener. Jesus het werklik kom mens word, hy het werklik gesterf, werklik opgestaan, werklik opgevaar. En ons kan werklik met sekerheid glo. Daar's nie een ander geloof op aarde wat praat van geloofsekerheid, soos wat ons as Christene doen nie. Ons kan seker wees waaraan ons glo. Nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat dit juis afhang van God se genade. As Markus dan vir sy disippels sê, laat hulle aangaan, laat hulle in my naam preek, dan sê hy eintlik vir hulle, laat staan bietjie julle vrees. Hou bietjie terug op die goed wat maak dat julle dink, dis net hierdie klein groepie wat die waarheid van God het. Ja, Jesus self is die enigste weg, waarheid en lewe, daaroor verskil ons nie. Maar daar's ander wat hom ook volg, al lyk hulle anders en al klink hulle anders. As ons dan by Psalm 19 kom, dan lees ons iets van God se opdrag en sy woord wat vir
alle mense daar gestel is. Ek gaan lees van vers 8 af waar dit sê, die woord van die Here is volmaak. Dit gee lewe. Die onderwysing van die Here is betroubaar. Dit gee wysheid aan die wat nog onervare is. Die bevele van die Here dui die regte koers aan. Dit bring blydskap. Die gebod van die Here is helder. Dit gee 'n insig. Die eise van die Here vir sy diens is goed. Dit staan altyd vas. Die bepalings van die Here is reg. Elkeen van hulle is regverdig. Hulle is kosbaarder as goud, selfs as baie goud, soeter as heuning, as druppels uit die heuningkoek. U dienaar, laat hom daardeur leer. Wie dit alles onderhou, groot is sy beloning. Maar dan maak hy klaar met vers 13, 14 en 15 en sê, wat sê, wie sien sy eie dwalinge raak? Moet my tog nie straf vir die sondes wat ek onwetend gedoen het nie. Weerhou my van opsetlike sondes, laat hulle nie oor my heers nie. Dan sal ek onberispelik wees en vry van hierdie groot sonde. Mag wat ek sê en wat ek dink, tog vir U aanneemlik wees, Here, my rots en my verlosser. So Dawid wat praat oor hoe wonderlik God se woord is en sy riglyne vir ons is, en dan tog die swakheid van die mens erken. Want sien, dit is selfs in die Ou Testament is daar reeds 'n besef van God se genade wat nodig is. Francis Chan het 'n boek geskryf oor eenheid, Until Unity, waar hy sê, ons grootste moeilikheid is, ons meet ons eie kennis en ons eie insig en ons eie teologie teenoor die mense om ons. En ons sê, iemand anders is dalk 'n bietjie soos 'n kind as dit kom by die Bybel. Ek is daarom 'n bietjie meer gevorder. Ons in die enige kerk, ons het daarom die tradisie en die belydenisskrifte en die tipe goed wat vir ons 'n grondslag is. En ons verstaan daarom 'n bietjie meer. Ander kerke kyk weer en hulle sê maar, ja, ons is bietjie meer in, jy weet, nader aan die Heilige Gees. Ons is bietjie meer in tune met wat die Gees vir ons sê. Ander kerke, soos die Katolieke is weer, sê maar ons het nog 'n dieper tradisie en ons het simbolieke en 'n atmosfeer wat ons skep, wat ons nader bring aan die Here. En vir duisende jare is daar eintlik al hierdie stryd. Van wie die heiligste van heilig is by hulle, wie die beste leiers, wie die beste verstaan van die woord. En dan sê Francis Chan, ons moet ophou om onsself met ander mense te vergelyk, selfs gelowiges. Hy sê, vergelyk jouself 'n bietjie met God. In jou insig, in jou heiligheid, in jou verstaan van die woord, vergelyk jouself met God. Dan eers kom ons agter, ons almal is soos mure, of nie eers nie. Ons almal is so klein in vergelyking met God, dat ons vergelyking met mekaar net nie saak maak nie. Dis eers wanneer ons fokus op God sit, wat ons werklik kan sout wees, en werklik in vrede met mekaar kan lewe. Dis eers wanneer ons besef, hoe groot hy is, en hoe groot sy genade vir ons is, wat ons werklik kan sê, maar dit maak eintlik so min verskil. Weereens, die kern van die evangelie, daaraan verander ons nie. En as iemand kom en iets sê soos, ja, Jesus was nie regtig 'n mens nie, of, ja, die opstanding was dalk nie letterlik nie, dan mag ons maar sê, wow, ek's jammer, maar ons is nou nie besig met dieselfde geloof nie. Maar oor al die ander goed, kan ons regtig maar 'n tree terug gee en sê, ons is eintlik besig met dieselfde koninkryk. En ons is afhanklik van dieselfde genade. Wat is die goed wat maak dat jy sukkel met iemand saam te leef? Wat is die goed wat dit vir jou moeilik maak om iemand anders te sien as deel van dieselfde groep as jy? Daar's so baie goed wat ons as mense kan verdeel as ons dit toelaat.
ouderdom, jou heenkome, taal, skool, die sportspan wat jy ondersteun, jou dorp, jou velkleur, jou geslag, geld, status, titel, die politiek wat jy ondersteun of wat jy aan dink, jou smaak, jou mode, die kerk of denominasie waarna jy behoort, die lewensfase waarna jy is, jou intellek, hoe jy gedoop is, jou belydenisstatus, jou styl van bid en aanbidding, jou sirkel van invloed, jou kwalifikasies, jou roepingsverskille, gawes, musieksmaak, gesondheid, jou huislike omstandighede, jou aansien, jou afkeer, jou spiritualiteitstyl, hoe jy te werk gaan met sosiale media, wat jou beroep is, hoe jou nalatenskap lyk, wat jy prioritiseer in die lewe, wat jou lewensuitkyk is, hoe jy voel oor troeteldiere, jou kleredrag, jou geskiedenis, selfs jou gunsteling soort curry. Mense kan oor enigiets verdeeld wees. Dis ons menslike natuur. Ons kan net in die gees van God, werklik een wees. En dit kan net gebeur, as ons sê, al die ander goed, sit ek op die agterste seat, en net Jesus is aan die stuur. Net my identiteit in hom, is die ding wat vir my waarde gee. En met dieselfde oog kyk ek na alle gelowiges. Dan gaan die wêreld sien en proe dat ons die sout is, dat ons die lig is. Hoe wonderlik sal dit nie wees nie? As die wêreld na Christene kyk en sê, hulle is een. Nie omdat hulle saamstem oor alles nie, nie omdat hulle dieselfde lyk of dieselfde klink nie, maar omdat hulle een van gees is. Hoe groot gaan ons impak nie wees nie? Ek glo dit is God se roeping vir ons. Ek glo dit is sy droom vir die kerk. Ek dink, ons sien al tekens daarvan. Wanneer ons self kies om minder bang te wees, en meer te vra, Here, wat wil jy hê? Partykeer gaan die Here ons versigtig maak, partykeer gaan hy ons braaf maak. Here, wat wil jy hê? Julle moet werklik sout wees en in vrede met mekaar lewe. Kom ons bid saam. Here, vergewe ons vir die kere wat ons menslike natuur nog steeds die oorhand kry. Vergewe ons vir die kere wat ons eie sonde en ons sondige natuur in die pad staan van u koninkryk en u gees. Here, maak ons nederig en Here, maak ons een op 'n manier wat net u dit kan doen. In Jesus naam. Amen.